Dink ons kan maar begin. Goeiemiddag. Is dit mooi hard en duidelik genoeg? Is dit hard genoeg? Goed, dankbaar. Kom ons onthou gou vir 'n oomblik saam. Oor laasweek het gegaan oor hoofstuk 2, oor hierdie eintlik egskeiding wat begin dat die Here sê ek is nie meer jou man nie, jy is nie meer my vrou nie, en al hierdie emosies wat ons deurgegaan het rondom wat ou dikwels by 'n egskeiding kry nie. As jy daaroor dink, wat is dit wat jy onthou? Wat is dit wat jy, is daar iets wat jy dalk die week oor gedink het? Goed, so sy sê in 'n sin is dit emosies wat 'n mens deurgaan met 'n egskeiding, baie daarvan, maar tog die Here wat opmerklik, hallo, welkom. Wat opmerklik is die Here se verskriklike geduld, né? En dat hy ten spyte van alles sê, maar tog sal ek haar weer die hof maak. Ek sal haar na die woestyn toe vat en mooi dinge vir haar sê, né? Die afgelaagde nuwe sal ek 'n nuwe poort maak, nee. Dat ten spyte van, dis ten spyte van liefde, nee, ten spyte van wat sy doen. En die Here se emosies en alles wat daarmee saamgaan, sê ten spyte daarvan sal ek tog weer begin met haar, nee. Goed. Nog iets. Kan ons gou die volgende skryfie wys, Gerard, asseblief? Toe ek die wegstap, toe dink ek aan daai prentjie. Die een van die twee mense wat vir mekaar wegstap. Hulle mense stap weg van mekaar, maar tog hinker hulle na mekaar. Behalwe dat die hinkering eintlik een kant toe is. Die hinkering is van die Here se kant af, nee. Nêrens in die teks het ons nou al gelees, dat Israel eintlik hierdie liefde wil beantwoord nie. Of dat hy verander van sy weë, of dat hy ophou waarmee hy besig is nie. Dat die hinkering is eintlik een kant soos die prentjie wys, nie. Die Here bly sy liefde wil bewys en bly sê, man, maar ek wil jou die hof maak en ek wil met jou, ek vir jou my liefde aan jou bewys ensovoorts, maar die ander een wat eintlik wegkyk, nie, en sê ek stel nie belang nie. Somme miskien som dit die hoofstuk op 'n manier, nee. Ek het toe ek wegstap, dan dink ek, miskien is dit 'n goeie prentjie wat dit opsom. Hosea 2. Goed, kom ons begin nou bid ons saam en dan vir ons die Here vir ons te leer. Ons goeie Vader, dankie dat U by ons is, dankie dat U ons oneindig liefhet. En dat daar geen einde aan die liefde is nie. Here, dankie vir die liefde vir 'n wegloopkind, vir 'n persoon wat sy rug op U draai. Dankie dat U nie verander nie, self al verander ons. Dankie dat U liefde brandend brys, selfs al vervlou ons liefde. Here, dankie dat U is wie U is, 'n God wat aanhou Uself ontferm oor ons. Dankie vir U liefde. Maak ook vanaand vir ons die skrif oop, help ons om te verstaan en leer vir ons asseblief. Amen. Goed, Hosea 3. Hosea 3, as 'n mens dit in 'n prentjie probeer voorstel, Hosea 3 is 'n baie kort hoofstuk. Dit gaan oor dat die Here vir Hosea sê, en dit lyk intussen of Hosea en Gomer uitmekaar uit is. En sy by haar minnaars is, en ek sal nou volgende prentjie ook wys, maar dat die Here dan sê, maar gaan koop haar terug. Gaan
knoop weer 'n liefdesverhouding met haar aan. Sy's nou weg, sy het jou geskei, sy wil eintlik nie met jou te doen hê nie. Sê maar gaan jy en gaan betaal die prys vir haar. Onthou sy's 'n prostituut gewees op daai stadium nie. So gaan koop haar tyd uit en gaan koop haar los van haar minnaars en doen dit wat ek sou doen. Kyk gaan die volgende prentjie. Sommer ook 'n ander perspektief, verbeel is mos soos 1000 woorde. As 'n ou nou oor die volk praat of oor Gomer praat, eintlik, en daar's nou verskillende beelde, nee. As jy nou aan prostitusie dink, dan dink jy aan pimps, ek kan nou nie 'n ander woord daaroor dink nie, hanteerders, dit was maar destyds in daai wêreld ook so. Jy het 'n beskermheer gehad en jy het maar vir hom gewerk en baie van die geld is maar soontoe. Daar was 'n hele slawehandel rondom dit, rondom prostitusie. Dit was 'n geldmaakbesigheid, dieselfde as wat dit vandag maar was, nie. So 'n moontlikheid dat hy van 'n hanteerders toe moes gaan of die mense wat haar besit het en gesê het, goed, maar ek wil jou terugkoop en ek wil hê jy moet weer myne wees. Goed, dit is kort om hoofstuk 3. Kom ons lees. Ons lees hoofstuk. Kyk, dit was nie deel van die tempel in Israel nie, maar dit was deel van die Baal-godsdiens. En onthou, ons het hier nou met 2 goed te doen. Julle sal onthou, julle in die begin het gesê oor die Noordryk en die Suidryk. Die Suidryk staan bekend as Juda, het by Jerusalem aanbid. Daar was nie Baal-godsdiens nie, daar was die godsdienst taamlik suiwer. Die Noordryk het by Bethel aanbid. En daar was Baal-godsdiens. En die Baal-godsdiens het begin vermeng geraak en Baal en prostitusie het alles met mekaar te doen. Onthou, dit is 'n vrugbaarheidsgodsdiens. So alles wat te doen het met seks en die seksuele het te doen met die Baal-godsdiens. Omdat dit 'n vrugbaarheidsgodsdiens gehad het, so jy moes eintlik by die tempel prostituie slaap sodat dat jou land kon vrugbaar wees. Julle sal onthou wat ek gesê het oor Baal, as dit reën, dan is dit Baal se sperm op moeder aarde en dan kom maar lewe. So alles rondom die Baal-godsdiens het eintlik rondom die seksuele gedraai, was verskillike orgies, wyn en drank en allerlei goed. Ons sal nou baie meer daarvan lees. Maar dit was in die Noordryk by Bethel. Goed. En Hosea was 'n profeet van die Noordryk, so van Israel, ook genoem Ephraim. 2 verskillende name vir die Noordryk. Goed. Goed, dit is 'n goeie vraag, nee. Dit lyk op die oog af of dit 'n ander vrou kan wees, behalwe die woorde wat sê, gaan knoop weer 'n liefdesverhouding aan. Nee, die 2020 vertaling sê, gaan bemin weer. So dit maak die suggestie dat dit dieselfde vrou is, omdat jy het 'n verhouding gehad en dan moet jy weer dieselfde verhouding. Maak dit sin wat ek sê, nee. Ek het ook oor dieselfde gedink, maar in die konteks van dat Gomer Israel is, sal dit nie 'n ander vrou wees nie. Maak dit sin? Nee. Anders sou daar gestaan het, gaan knoop 'n verhouding met 'n vrou aan, maar omdat daar staan, knoop weer 'n liefdesverhouding met haar aan. Laat ou dink dat dit dieselfde vrou is, nee. Ja, en die suggestie is daar, nee. Knoop weer 'n verhouding aan. Jy het 'n verhouding gehad, die verhouding is gebreek, maar knoop weer 'n verhouding aan. Nee. Gaan knoop weer 'n liefdesverhouding, die 2020 sê, bemin weer hierdie vrou aan met 'n vrou wat 'n ander man liefhet en egbreek pleeg, net soos die Israeliete vir wie ek die Here liefhet, ander gode aanhang en lief is vir rosientjiekoeke.
So dieselfde beeld sê die Here, ek wil hê jy moet weer doen dit wat ek doen. Ek wat die Here is, het hierdie volk lief en ek knoop weer 'n liefdesverhouding met haar aan. Ten spyte daarvan dat sy die rosynkoeke eet. Lief is vir rosynkoeke. Rosynkoeke het saam met die Baalgodsdienst gegaan, saam met die vrugbaarheid, so hulle sou by die tempel is deel van hierdie feeste en orgies rosynkoekies geëet het. Die Here sê, maar soos wat ek die volk lief het en weer na toe uitreik, so moet jy dit ook doen. Goed. Toe het ek my vrou gekry vir 15 stukke silwer en 100 kg gas. Dit kos hom iets. En dit kos hom nogal baie. Hoe sal jy voel as die Here 'n vrou wat sê, ek wil eintlik niks met jou te doen hê nie, wat jou los. En die Here sê, maar gaan wees vir haar lief, nee. Dit is nie net gaan koop haar nie, maar begin 'n liefdesverhouding met haar. Is iets anders as net neem haar in jou huis in. Bemin haar weer, wees van voor af haar lief. En dan kos dit jou iets. Nee, dit het hom 'n klomp geld gekos, 15 stukke silwer en 100 kg gas. En heel waarskynlik moes sy dit nou betaal vir die hanteerders, nee, vir die mense in wie se besit sy was, die slawehandelaars, die noem hulle wat jy wil, nee. So hy moes hulle betaal en dan vir haar sê, kom ons kyk die volgende een, ek het vir haar gesê, jy moet 'n lang tyd tot my beskikking wees, jy mag nie met iemand oorweeg of trou nie, ek sal dit ook nie doen nie. So wat kos dit hom? Dit kos hom om 'n vrou lief te hê, wat niks met hom te doen wil hê nie. Dit kos hom geld en energie, wat hy op ander goed kon spandeer het. En dit kos hom dat hy nie kan trou nie. Nee, dat hy sê, goed, ek sal myself ry nou. Hulle gaan nie dadelik trou nie, dit is duidelik, maar ek koop jou tyd uit. Dit is eintlik waarop dit neerkom, nee. Ek koop jou tyd uit dat jy nie hoef prostitusie te doen vir 'n ruk nie, nee. Maar dat ek jou tyd uitkoop, ek sê ek betaal vir jou tyd en jy mag nie met iemand seksueel verkeer nie of trou nie. Maak dit sin? Goed. Net soos dat die Israeliete 'n lang tyd moet klaarkom sonder 'n koning en amptenare, sonder offers en klipaltare, sonder efodbeeld en afgodsbeeldjies. Dit is so, as julle dit hoor, wat is dit wat julle hoor? Goed afgode, maar as die Here sê, daar gaan 'n tyd kom wat julle dit nie gaan hê nie, wat gaan gebeur? Goed, kan 'n land klaar, hoekom sal 'n land klaarkom sonder konings en amptenare? Sonder offers, sonder klipaltare, sonder afgodsbeeldjies? Vraagteken ballingskap. Onthou hierdie volk sit op die punt van ballingskap. Nee. Sê die Here, jy moet vir haar sê, jy mag vir 'n ruk gaan die gewone lewe nie sy gang nie. Jy mag nie aangaan soos wat jy aangaan het nie. Want die vraagteken oor Israel, wanneer gaan hierdie ballingskap plaasvind? En dis die suggestie daarvan, nee. Net soos Israel, daar tyd sal kom wat hy nie amptenare en 'n koning en afgodsbeeldjies en al die goed sal hê nie. 'n Tyd van afsondering. En wat is die doel daarvan? Volgende vers. Daarna sal die Israeliete hulle bekeer. Hulle sal vra na die wil van die Here hulle God en hulle sal hulle koning Dawid aanhang. Hulle sal vol eerbied terugkom na die Here toe en na die oorvloed toe wat hy in die toekoms sal skenk. So die Here sê, as daar 'n tyd van afsondering is rondom Gomer, as sy lank genoeg nie by haar minnaars is nie en lank genoeg
nie seksueel is nie, lank genoeg afgesonderd is, dieselfde is die volk lank genoeg weg is van al die goed wat hulle aandag aftrek, die leiers en die afgode en al die goed, miskien, daar's iets van 'n hinkering, nee. Dan sal die Israeliete hulle bekeer. Het dit ooit gebeur? Ja of nee? Nie met Israel nie. Ja, na die ballingskap wat die Assiriërs hulle weggevoer het. Ja. 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 Kyk die groot verskil tussen die Suidwyk en die Noordwyk is dat die Noordwyk het vervleg geraak met die Baalgodsdienst, terwyl die Suidwyk eintlik die godsdienst suiwerder gehou het, nee. Maar omdat en dit is hoekom hierdie hele tema heeltyd van prostitusie eintlik daar is, nee, heeltyd hoor jy dink, want dit is eintlik Israel se probleem gewees. Hy het agter die afgode aangeloop en agter die Baals aangeloop, en dit het sy hele identiteit eintlik verander, nee. Noordwyk was nie, ja. Ja. Dis reg. Na die Assiriërs hulle weggevoer het die Noordwyk nooit weer bestaan nie. Die Suidwyk is ook weggevoer, maar hulle het teruggekeer na Jerusalem toe, nie. Maar die Noordwyk was teen Dawid tyd eintlik al so vermeng tussen die ander volke, dat hulle het hulle eie identiteit as volk eintlik begin verloor. En toe hulle nou binne Assirië kom, omdat hulle so gewoond was om die volke te meng, het hulle heel waarskynlik bly vermeng, op so 'n manier, dat daai deel van Israel net eenvoudig uitgebarste het, nee, nie meer bestaan het nie. Terwyl terwyl die Suidwyk se ballinge het hulle op 'n manier eenkant gehou, gesuiwer gehou, hierdie hoop oor Sion behou, dat ons sal teruggaan, dat ons God se volk sal wees, ensovoorts nie. Ja, die takkie van Isai, nee. Ekskuus, Heidi ewe. Ja, ja. 100%, ek stem 100% daarmee saam. Ek wil nog iets gesê het. Toe maar sal terugkom. OK. Kom ons lees verder. Hierdie sommer uittrek so uit die Bybellenium, een van die bronne wat ek gebruik, wat praat oor die liefde wat die Here vir sy volk het. En ek het sommer gedink is baie mooi, en toe het ek het sommer afgeneem. Ek wil dit vir ons lees. 'n Laaste opdrag volg, hy moet haar weer lief hê. Hoe kan 'n mens dit na soveel doen, na pyn, soveel pyn en verwerping? Kan 'n mens nog gevoel hê teenoor iemand wat jou soveel leed besorg het? Ja, Hosea, jy moet, want dis hoe die Here sy afgedwaalde rosynkoek mense liefhet, vir jou intluis. Jy moet vergewe, omdat die Here jou vergewe het. Jy moet selfs jou vyande liefhet. Dis geen erotiese romanse nie. Dis ook nie liefde op grond van wat sy kan bied nie. Maar dis 'n liefde ten spyte van wat sy is. Wie nie die een wat voel nie, maar die een wat doen. Vergifnis, begrip, empatie, versorging, beskerming, deernis. Wanneer jy dit doen,
word jy 'n spieelbeeld van sy liefde en dan het daar in jou lewe 'n stukkie van die hemel op aarde werklikheid geword. Is mooi, nee. We doen liefde. En dit is wat God doen. As jy hoofstuk 2 het jy iets van 'n emosionele liefde gehoor. Nee. Maar hierdie dat hy sy volk terugvat is 'n doen liefde. Dis 'n liefde wat hom iets kos. Dis 'n liefde wat hy iets prys gee, maar sy liefde is nogtans so groot dat hy nie ophou daarmee nie. Dat hy haar nog steeds nader trek sy volk ten spyte van wat sy doen. Ja, die Bybel sê God is liefde, nee. En hy oneindig lief, ten spyte van. Dis ten spyte van liefde, nee, ten spyte van wat jy doen of nie doen nie. Hy het jou lief. Nee. En hy hou nie op daarmee nie. Goed. Hosea 4 begin ons nou met 'n hofsaak. Hoofstuk 3 is baie kort, so ek gaan sommer hoofstuk 3 en 4 doen. En eintlik met 'n klomp dagvaardigings. Is nou 'n hofsaak. Die Here sê goed, ek gaan nou vroeër eintlik hoofstuk 1 tot 3 het gegaan oor hierdie verhouding tussen Israel en die Here, tussen Gomer en Hosea. Nou begin die goed bietjie verdeel dat die Here sê goed, maar ek gaan spesifieke mense in die volk aankla. Aanvanklik was dit net die kollektief, die volk Israel. Maar nou is die aanklag kom, die dagvaardigings word nou uitgevaardig vir almal wat die Here wil aankla. Dis nou soos 'n hofsaak, nee. So nou kla hy nie die vrou aan nie, hy kla ook haar minnaars aan, hy kla ook die leiers aan, hy kla ook die priesters aan, hy kla ook 'n klomp, so ou sou in hierdie sepie wat ons kyk sou ou dit as 'n klomp dagvaardigings kon sien. Goed, sommer net om die hoofstuk op te som. Goed, kom ons lees. Israeliete, luister na die woord van die Here, want hy kla die inwoners van die land aan. Goed, so die eerste dagvaarding gaan aan die inwoners van die land. Omdat trou, liefde en toewyding aan die wil van God in die land ontbreek, het vervloeking, valsheid, moord, diefstal en egbreek hand oor hand toegeneem, en is die vergieting van onskuldige bloed aan die orde van die dag. Wat sê hy? As jy die wet, want allerlei goed het te doen met die wet, jy sien die 10 gebooie daar, nee. As jy liefde, trou en toewyding in die wil van die Here, as jy dit wegvat, as jy hom nie meer dien nie, as jy nie meer sy wil doen nie, wat die 10 gebooie omvat, en as jy nie meer vir hom lief is nie, dan dit wat die 10 gebooie ons van bewaar, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie die Here se naam misbruik nie. As daai goed wegval, dan neem die ander een toe. So die dien van die Here en die vashou in hom het op 'n manier om wet en orde te handhaaf, sal julle met my saamstem. En die oomblik as die liefde vir die Here wyk en die verhouding met hom wyk, dan tip die skaal die kant toe. Sal jy dalk iets daarvan in ons land kan sien ook? Ja, sommige wonder, nee. So wat die Here sê vir die inwoners, omdat julle my minder lief het, omdat julle minder my wil soek, omdat julle minder toewy in my, hierdie goed gaan af, gaan die goed op. Nee, gaan die vervloeking, die valsheid, die moord, die diefstal, egbreek. So jy mag nie die Here se naam misbruik nie, jy mag nie vals getuienis afgee nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord nie. Kan jy die wet hoor daarin? Nee. Goed, so hierdie twee sê die Here loop hand aan hand, omdat jy nie
respek het vir my nie my wet onderhou nie, het die goed gebeur. En dit het nie net 'n invloed op die mense nie, dit het ook 'n invloed op die land. Want die Here sê, maar omdat julle my nie gehoorsaam is nie, het dit ook 'n invloed op die land. Dit is waarom die land verdor, al die inwoners van dors versmag, saam met die wilde diere en die voëls, en waarom selfs die visse vrek. Goed, omdat die Here beheer het oor die hele stelsel, en straf hy, as jy hom oneerbiedig, sê die Here het dit gevolge. Dalk 'n opmerking hieroor. Goed, ja, die oomblik as wetteloosheid, as die mense hulle self nie meer steur aan die wet en aan die Here se beginsels en die liefde daarvan nie. As dit afneem, dan is 'n balans, nee. En as daar dan weer wet en orde kom en liefde vir die Here en respek vir die Here, dan word hierdie goed weer minder. Dit is maar net hoe die skaal werk. Goed. Volgende wat aangekla word is die priesters. Die volgende dagvaarding 2. Niemand word ligtelik aangekla en tot verantwoordelik geroep nie, maar ek gaan jou mense aankla, priester. Jy gaan vandag tot 'n val kom en die profeet gaan vandag saam met jou tot 'n val kom. Ek gaan selfs jou moeder om die lewe bring. So wie's die volgende dagvaarding? Priesters en die profete. En die Here sê, maar julle het 'n invloed op die volk, op jou moeder, en as jy daarmee aanhou, gaan selfs jou moeder omkom. Goed, 3 goed. My volk gaan onder, nommer 1, omdat hulle nie aan my toegewy is nie. Onthou die Here praat nou met die priesters en die profete nie. So wat het gebeur? Die priesters en die profete het van die Here begin vergeet. Hulle was nie meer in die Here toegewy nie. Die godsdienst het eintlik gegaan oor hulle en hulle voordeel en wat hulle daaruit kon kry. Nee. Dis die eerste aanklag wat die Here sê. Tweede aanklag, omdat jou taak om hulle aan my toe te wy verwerp ek jou ook as priester. So nie net het hy homself, die priesters het hy self nie meer toegewy nie, maar die gevolg daarvan was dat die volk ook nie meer toegewy was nie. Omdat hulle nie meer vir die volk gesê het, jy moet vir die Here luister, jy moet die Here volg, nee, het die volk eintlik maar aan die priesters se voetspore gevolg. Het gaan oor leierskap, nee. As die leier ophou sê, doen dit, dan begin die volk ook ophou om dit te doen. En dan die derde, omdat jy die wil van jou God verontagsaam het, verontagsaam ek die priesters wat onder jou dien. So die priesters het net nie meer vir die Here begin luister nie. En dis hoekom die Baal godsdienst begin vermeng het, nee. Hulle het nie meer die godsdienst suiwer gehou nie, hulle het mense laat gaan en sê, man, dit maak nie saak wat jy doen nie, doen nou maar wat jy doen. Dit maak nie meer saak nie. Goed, aanklag teen die priesters. Is julle by? Julle moet my stop as julle iets wil sê, hoor. Goed, volgende, asseblief. Hoe meer priesters daar is, hoe meer sondig hulle teen my. Ek sal die aansien wat hulle geniet in vernedering verander. Hulle teer op die sonde van my volk, hulle smag daarna dat die volk nog meer moet sondig. Dis 'n aanklag vir die priesters, né? As 'n ou begin alles sê, ag, dit maak nie meer saak nie. Alles is reg. Die Here hou van alles. Jy kan maar net aangaan soos jy aangaan. Die Here gee eintlik nie om nie. Die gevaar daarvan, nee. Maar dit sal met die priesters gaan soos dit met die volk gaan. Ek sê die priesters straf hulle optrede. Wat hulle probeer doen, sal ek in die teendeel verander. As hulle offervleis eet, sal hulle honger bly. En as hulle aan tempelprostitusie deelneem, sal hulle nie kinders hê nie. Goed, so die priesters het my eintlik gesê wat die mense wou hoor. Die priesters het hulle nie meer tereggewys nie, het nie meer gesê wat jy doen is verkeerd nie, en die mense daarvan gehou.
En hoe meer die mense daarvan gehou het, hoe meer priesters was daar, en hoe meer offers was daar, en hoe meer het die kwaad uitgebrei. Nee, en hoe groter die parties geword en die orgies en al die goedes. En die Here klaar die priesters dan aan, sê julle het self nie meer my gewy nie, julle het die volk ontwy, julle het my geminag, en daarom gaan ek julle straf. Die offervleis, julle onthou dat die priester kon 'n deel daarvan skep, so hoe meer offers daar was, hoe beter het met die priester gegaan, want hoe meer vleis kon hy skep. Daarom staan daar, hoe meer priesters daar is, hoe meer sondig julle teen my. Hierdie stapelsonde, nee. So dit gaan al beter en beter, maar eintlik gaan dit beter en beter. Nee, dit gaan al swakker en swakker. Dit lyk op die oog af of hierdie godsdienst groei, nee. Daar's meer priesters en daar's meer offers en daar's meer mense in die kerk en daar's meer mense by die orgies. Nee, dit lyk of dit goed gaan. Maar dan sê die Here, maar dis nie jou taak nie, dis nie waarvoor jy daar is nie. En hierdie vleis wat jy so skep, dit gaan jy nie meer versadig nie. Jy gaan honger bly. En as hulle aan tempelprostitusie deelneem, sal hulle nie kinders hê nie. Julle sê ek jou bykom. Jy gaan nie wegkom daarmee nie. Leiers het 'n verantwoordelikheid. Domies het 'n verantwoordelikheid. Nee. En die Here, dink ek, gaan domies en leiers op 'n ander manier oordeel, omdat ou verantwoordelikheid het. En nou besef dit ook nie. Ja. Ons het lank terug, het ons eenslag by 'n kerkraads funksie, het ons oor hierdie gedeelte gepraat en het toe gelees by die kerkraadsgeleentheid, oor hoe die Here ook die priesters verantwoordelik hou vir wat hulle doen en die leiers verantwoordelik onthou. En daar was een ou wat daarna bedank het. Nee, net gesê het, nee, ek sien nie kans hiervoor nie. Om die verantwoordelikheid daarvan nie, nee. Ja, maar dis waar. Nee, die Here is oor die Here rig hierdie dagvaardiging eers aan die inwoners van die land en dan aan die priesters. En hulle moet dit ernstig opneem. Is daar vrae? Sal jy gou terug gaan, Gerard, asseblief? Vers 4, ek gaan jou mense aankla, priester. Ja, dis heel waarskynlik 'n eie naam. Dat okay, amper die gevoel dat dit dalk die hoofpriester kan wees. Nee, priester. Ek dink is 'n eie naam. Ek dink ek dink as ek vinnig moet dink, dan dink ek saam met Barbara. Dat dalk 'n spesifieke priester is dalk die hoofpriester. Maar die Here sê ek gaan jou aankla, priester. Miskien ook om die klem daarop te sit, nee. Jy dink jy's 'n ou met 'n hoofletter. Jy dink jy's baie belangrik. Wie sou weet. Goed, kom ons gaan aan. Omdat die priesters die Here verlaat het om hulle toe te lê op tempelprostitusie en omdat wyn en drank hulle lewe in beslag neem. So twee goed. Tempelprostitusie het oorgeneem en hulle het dit begin reël en georganiseer. Aan die ander kant daarmee saam die orgies, nee, wyn en drank. En as wyn en drank hulle lewe in beslag neem en dit gaan oor hierdie wêreld, dan is daar 'n klomp goed wat aan mekaar val. Om dit te doen, soek my volk leiding by 'n stuk hout, verwag my volk dat 'n stok dinge aan hulle bekend sal maak. So met daai beeld, destyds was hy gebruik as ons lees dit in Samuel, as iemand die raad van die Here sou gaan vra het, dan sou die priester 'n skouerkleed gehad het wat hy sou aangetrek het. En die skouerkleed sou gesimboliseer het dat hy met die Here praat.
en dan sou die Here hom ook antwoord. Dit was 'n mens lees dit in Samuel. Maar wat in die Baal godsdienst gebeur het, is dat hulle stokke gevat het, amper soos dolosse gegooi het, en dan in die lug gegooi het, en dan sou die priesters die stokke interpreteer het, en gesê het, goed, die stokke, soos die bene, soos wat die dolosse gegooi word, binne die Afrika godsdienst wat bene gooi, was in die Baal godsdienst het hulle stokke gegooi. En dan sou hulle dit geïnterpreteer het. So wat daar staan, omdat die priesters my verlaat het, hulle toeleep tempelprostitusie om ons wyn en drank lewe beslig neem, soek my volk leiding by 'n stuk hout, verwag my volk dat 'n stok dinge aan hulle bekend sal maak. So dit is wat daar staan, nee. Uit die Baal godsdienst het hulle stokke gegooi om die toekoms te bepaal, nee. Omdat 'n hoërgees die priesters beetgepak het en hulle aan God ontrou geword het, bring hulle offers op die bergtop en offer hulle op die heuwels onder al die groen bome waar daar lekker skaduwee is. Gemaklik, ja. Alles moet tog maklik wees. Niks moet moeilik wees nie. Godsdienst moet lekker wees. Ons kies onder die groot skaduweebome waar ons lekker kan saam drink en kan alles doen wat ons wil nie. Julle kan verstaan as ou nou die hele beeld oor die vrou en die prostitusie lees, dat dit eintlik baie diep in die stelsel lê. Want as die leiers dit begin dryf het en begin motiveer het en daarmee saamgegaan het, dan het dit, en onthou, dit was ook in 'n tyd van Jerobeam 2, wat dit eintlik baie goed met die volk gegaan het. Daar was baie geld. Baie van hulle het berghuise gehad, soos wat mense graag strandhuise wil gehad het, het in daai tyd die ryk, en dit het goed met die volk gegaan. En 'n elite ding was om 'n berghuis te hê, ergens daar in die vlaktes waartoe jy sou kon gaan. So iets van 'n gemaklikheid, iets van 'n geldgierigheid, iets van kan nie meer worry nie, maak jy saak, everything goes, kom ons wees net gemaklik, die Here wil net hê dit moet met ons goed gaan. Kan jy iets hoor daarvan? Wat eintlik in die volk plaasgevind het, nee, en wat die priesters nie teëgegaan het nie. Trouwens, hulle het eintlik dit begin voortleef, en dis hoekom die Here hulle aankla. Dis waarom julle dogters so weer en julle skoonseuns egbreuk pleeg. Ek gaan nie julle dogters straf omdat hulle weer nie, en julle skoondogters omdat hulle egbreuk pleeg nie, want daardie priesters is besig om met hoere af te paar en saam die tempelprostituie te offer. Maar die wat nie op my waarskuwing ag slaan nie, sal vernietig word. So hoekom sê die Here al die dinge? Wat is die doel van 'n dagvaardiging? Ek gaan jou hof toe vat, en ek sê vir jou wat jy alles gedoen het. As jy nie jou saak regmaak nie, as jy nie kom skik nie, wat gaan gebeur? Ek gaan al die verskriklike dinge met jou doen. Nee, so hierdie dagvaardiging is weer eens, soos wat ons telkens sien, eintlik 'n genade aankondig. Het moet jou so laat skrik as jy hierdie dagvaardiging kry, en sê, kyk waarmee is ek besig, ek is verkeerd, ek moet gaan regmaak, ek moet uit hierdie moeilikheid kom. Maar wat doen Israel? Nee, gaan my nie daaraan steur. So as die Here hierdie woorde vir sy volk gee, en ek die dagvaarding gee, en sê, ek dagvaar julle, ek kla julle aan oor wat julle doen, is sy doel dat hulle tot bekering kom. Maar doen hulle? Nee. So die doel van 'n dagvaardig is om iemand te waarsku, dat sê, as jy nie gaan regmaak nie, dan gaan ek jou dan gaan ek jou optree. Maar dit gebeur nie. Goed. 3 moenies. Ons moet nou mooi onderskei tussen die name. Israel is die
noordryk. Juda is die suidryk. Nee, goed. So wat sê die Here vir hulle? As jy weer Israel, moet Juda dit ook nie doen nie. Eerste moenie. Juda moenie doen wat jou boetie doen nie. Nee. Moenie die suidryk, moenie doen wat die noordryk doen. Tweede moenie. Moenie die heiligdomme by Gilgal besoek en na Beth-aven toe gaan nie. So, dit is van die heiligdomme in die noordryk. Hy sê vir Juda, moenie so toe gaan nie, want anders gaan jy in hulle voetspore volg. So vermy dit liewe. Gaan jy Jerusalem toe? Jerusalem is die plek waar die godsdienst suiwer gehou het, sê, moenie doen wat jou boetie doen nie. Moenie vir hulle gaan kuier nie. Nee, moenie saam met hulle kerk toe gaan nie. As jy daar gaan, vermy hulle eredienste, want hulle is besig om droog te maak. Derde moenie daar eet af in die naam van die Here nie. Goed, so hy praat eintlik hier met die suidryk, nee, hy praat met Juda. So hy sê, moenie in jou boetie Israel se voetspore volg nie. En dan die volgende ding wat hy sê, Gerard, asseblief. Hy gee dan 'n samevatting, die einde van die hoofstuk, sê hy 3 goed. Nommer 1. Israel is so koppig soos 'n moedswillige koei. Nee, sy wil nie luister nie. Sy het geen plan om te verander nie. Dan kom die vraag, moet die Here hulle dan versorg soos 'n herder sy skape in die veld versorg? 'n koppige koei. Okay. As julle die goed lees, wat is julle antwoord? Moet die Here hom soos 'n herder Maar die Here begin sommer vra, maar dink julle dis 'n goeie ding? Dink julle is goed dat ek so aangaan? Sy sê hardkoppige koei. Sy wil nie luister nie. Moet ek regtig vir so 'n herder wees wat sy skape versorg? Sommer vraag vir almal wat dit lees. Wat dink julle gaan die mense antwoord? Ja. En hy het so koppig soos 'n moedswillige koei, nee, beteken sy volg net haar eie kop. Jy kan haar nie eintlik aanjaag nie, jy kan nie met haar huishou nie, sy maak net soos sy wil, sy hardloop waartoe sy wil, jy kan haar nie in toom hou nie. En in kontras met 'n skaap, wat volg en wat luister, en ek is 'n goeie herder, hulle luister na my stem, die twee elemente, nee. Goed, die Here vra die vraag. Dink julle ek moet aanhou daarmee? Die koppige, moedswillige koei. Goed, dus Ephraim, wie is Ephraim? Noordryk. Ja, mens begin amper simpatie vir die Here kry, nee. So, Here, u stel dan wagtig ekstra baie, ek kan verstaan hoe jy voel, nee. Mens voel amper so iets, nee. Tweede samevatting, Ephraim is verknog aan afgodsbeelde, laat haar maar sy gang gaan. Laat haar gang gaan. Dis dieselfde wat in Romeine 1 kry, nee. In Romeine 1 praat die Here oor mense wat in homoseksuele verhoudinge is, nee. Oor mans wat na mans drang het en vrouens wat en dan sê die Here, maar ek gaan hulle oorgee aan hulle drange. As dit is dan wat hy wil doen, laten we dit doen. Laten we dit dan voluit doen. Nee. En dit is amper iets wat jy hiervan kry, nee. Ephraim is verknog aan afgodsbeelde. Goed, ek het probeer. Laat sy nou maar, ek gee aan 'n toestemming, ek gaan nou maar aan.
sy praat oor dat voorspoed nie altyd 'n goeie ding is nie. Nee, en dat die Here elke slag sê, maar gaan jou afkamp, gaan jou woestyn toe vat. Om swaar te kry is nie altyd die slegste ding wat met jou kan gebeur nie. Nee, omdat dit jou afhanklik hou. Maar die oomblik as dit die Here en nog iets word, as dit te lekker gaan en te goed gaan, dan is dit 'n waarskuwingsteken. Nie altyd nie, maar baie keer nie. Goed, derde slotsom. Wanneer sy regeerders klaar gesyp het, toe weer weer op groot skaal. Hulle het skande hartstogtelik lief. 'n Stormwind het vir Efraim in sy mag, sodat hy in die skande sal kom oor sy offers. Efraim is in sy piekie in. Nee, hy staan nie belang nie. Hy wil nie verder die pad loop nie. En as hulle nou die goed gelees het, sê nou maar die Here sou dit oor Suid-Afrika geskryf het. Jy weet die samevatting. As ek nou oor Suid-Afrika dink, dan is dit wat ek dink, sy is so koppige koei. Ek gaan nou oorgee in wat sy doen. En wanneer die regering klaar gesyp het en weer, dan sal ek oorgee in hulle skande nie. Dit is 'n waarskuwing, so snaaks as wat dit klink. Is dit 'n waarskuwing, is so asof jy vir jou kind sê, man, as jy nou wil drink, go ahead. Drink jouself nou tot jy nie meer kan staan op jou voete nie. Nee, met die doel, as jy daar kom en jy sien, ek het gedink dit gaan lekker wees, maar dit is eintlik nie so lekker nie, dat ek dan sal terugkeer. Nee, soos die verlore seun, die pa sê, goed, vat jy goed, gaan partytjie, gaan doen alles wat jy dan wil doen. Maar dan weet ons die verhaal oor die verlore seun, oor die pa wat wag en kyk nie. Ten spyte daarvan het hy dan die kind oorgee aan sy behoeftes, bly hy die soekende God. En in hierdie hofsaak, hierdie aanklag, is dit nie om hom weg te stoot, maar dit is juis om hom nader te trek. Sal jy met my saamstem? Ja. Wat ek nou wil sê oor die Suidryk is, wat gebeur het met die Samaritane, dat in die Suidryk is die elite weggevoer, en die armes het agtergebly. En die arme Jode, wat agtergebly het, het toe vermeng met die volke, en hulle die Samaritane geword. En so hulle was die agterlike Jode wat agtergebly het, wat nie sterk genoeg was om te gaan nie, die swakstes van die swakstes. En hulle het vermeng en heeltemal 'n nuwe volk geword, en het sê maar net hoe dit gewerk het, nee, dat toe die Jode terugkom wat hulle self reg gesien het, hulle eintlik hierdie weerwil teen die Samaritane gekry het, omdat hulle vermeng het soos wat die Noordryk vermeng het. Nee, hulle moes eintlik reg gebly het, maar ook hulle het dit nie gedoen nie.
En dit is natuurlik ook die Here wat die volk konstant gehou het, nee. Hy wat die volk wat die stam wat afgeskap was eintlik nee, van die 12 stamme het er eintlik niks oorgebly het nie. Sê maar uit die stam van Isaï sal daar 'n lootjie kom, nee. En dis die Here wat dit gesorg het, nee. Wat natuurlik na die Here Jesus toe gelei het, nee. Maar dit kan maklik gewees dat stamme net eenvoudig verdwyn het. En ons sien dit ook met Israel, nee. Eintlik die hartseer daarvan. Natuurlijk. Ja. Ja, en hy het nogal moeite met hulle gedoen. Hy het, destyds was die gebruik om nie eens die hulle gebied te gaan nie. Maar dan lees ons, Jesus moes die hulle gebied gaan, want hy het 'n afspraak gehad, nee. Hy het hulle in gedagte gehad, nee. Goed, kom ons, daai skyfie sê gou wat jy wil sê nog. As jy nou dink oor wat jy gehoor het vandag. Iets wat vir jou laat wonder, laat dink, 'n opmerking. Goed, 'n waarskuwing vir ons, nee. Dink hoe jy lewe. En neem die Here ernstig op, en sy woord ernstig op, nee. Want dit het gevolge, as jy dit nie doen nie. Nee, dankie daarvoor. Nog iets? Goed, laaste skyfie, waarvoor bid ons? Aan die hand van wat ons nou gehoor het. Daarvoor. Goed, Vader, die Gees ons sal lei, dat ons nie ons eie koppe sal volg nie, maar dat ons die Gees van die Here sal volg. Ja, hierdie teks raak nogal naby in jou lyf. Nee, en naby in ons land, nee. En dit laat ou die behoefte gee om vir ons land te bid. Nee, en sê Here, maar help ons. Nee. Help ons as leiers, help ons as kerk, help ons as dominees, help ons as inwoners van die land dat ons nie net laat gaan nie. Maar dat ons die Here sal soek om wat ons doen. Goed, ek gaan sommer vir ons bid, kom ons bid saam. Here, ons hoor baie dinge van U vanaand. Ons hoor dat U vir U volk baie lief het en telkens vir haar ook terugvat. Dat U liefde grense oorsteek. Maar Here, ons hoor ook vanaand dat U volk waarsku wat gebeur as ons U minag. Wat gebeur as ons wetteloos raak en U nie meer volg nie, aan ons eie koppe volg. Here, ons kom bid vir ons land vanaand. Ons kom bid vir ons regering, ons kom bid vir ons as kerk, dat U ons sal wakker maak.
Dat ons nie net maar vir die skaduweebome sal soek nie, maar dat ons U wil sal soek. Dat ons nie maar net die waarsês en die stokke van die Baal sal volg nie, maar dat ons U woord sal ernstig opneem. In ons gemeente, in ons land, in ons werk en daar waar ons is. Here, gebruik vir ons asseblief om ook die sout en die lig vir die wêreld te wees. Amen. Dankie.